Goeiemôre, ons weeklikse oordenkings en welkom ook by die donderdag oordenking. Ons stap hierdie week deur Psalm 77 wat dien as 'n hulpmiddel veral vir ons gemeenskap wat tans rou ervaar met die afsterwe van 'n geliefde onderwyser. En ja, soos ons al genoem het, was almal nie in dieselfde hoërskool nie en nie almal het dieselfde vak gehad nie en nie almal het vind die impak van die verlies dieselfde nie, maar wat ons wel weet, is dat elkeen van ons iewers in ons lewe rou moet beleef. Rou en verlies raak ons baie diep. Want ja, ons weet dalk dat almal moet doodgaan aan iets, want dit maak ons elke keer seer as ons daardie verlies ervaar. En daar is nie altyd salf of woorde wat hierdie genesing net kan verbeter nie, maar ons weet ons God gee vir ons sy woord, sy Bybel, en onder andere ook die psalms waarna ons nou kyk, wat amper elke emosie bevat. Met dit in gedagte, kom ons luister saam na die enigste en lewende Here se woord, soos dit dan ook opgeskrywe staan in Psalm 77 vanaf vers 14. O God, U weg is heilig. Wie is so groot God soos God? U is die God wat wonders doen. U het U krag onder die volke bekend gemaak. U het U volk met die krag van die arm losgekoop, die kinders van Jakob en Josef. Die waters het U gesien, o God, die waters het U gesien. Dit is ineengekrimp, ja, die oerwaters het gesidder. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. In hierdie gedeelte sien ons hoe Asaf opnuut besef dat God magtig is. Hy raak weer bewus daarvan dat ons God almagtig is. En Asaf onthou dat God se pad ook heilig is en dat sy krag vir Israel gered het. Ja, ons sien dit in God se kragtige arm wat sy kinders red, maar ook in die see en die natuur wat totaal in God se beheer is. Hierdie groot magte wat dood eenvoudig nie teen God kan opstaan nie. En hierdie is vir ons baie belangrik, want wanneer ons rou en verlies ervaar en wanneer ons ly, dan voel ons baie klein. Ons voel hulpeloos, ons voel gebroken. Maar ons krag lê gelukkig nie in onsself nie. Soos wat God dan ook aan Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 8, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En dit is nie natuurlik nie vir ons as mense gemaklik nie, dis nie iets waarvan ons hou nie. Ons hou nie daarvan dat ons moet swak wees nie, maar dit is waar. Selfs in ons diepste pyn en seer kry. En Jesus was vir ons die voorbeeld hiervan. Hy wat sy goddelike status nie as iets beskou het waaraan hy moes vashou nie, hy het dit opgegee. En hy verneder homself en gee homself as 'n offer vir ons sondes, sodat ons sonde vergewe kan word, en juist in hierdie swakheid wys God dan sy krag. Want deur die Heilige Gees wek hy dan vir Jesus op. En daardie selfde Heilige Gees wat vir Christus uit die dood opgewek het, word dan vir ons gegee, wat ons dan ook in ons swakheid help. Dit is wel makliker gesê as gedaan, want seer bly seer. Kom ons sluit die oë. Here, help ons vandag om te besef dat U sterk is in ons swakheid. Leer ons om nederig en afhanklik te leef, veral wanneer ons seer het. Amen. Dit was dan ons oordenking vir vandag en dan sien ons julle ook môre vir ons Vrydag oordenking.